Goeiedag. Vandag sluit ons hierdie kort reeks oor Psalm 139 af. Ons het in die afgelope week na die Psalm gekyk asof hy 'n buisie salf is wat ons helend oor die wond van die eensaamheid in ons siel kan smeer. Want die diepste waarheid oor ons menswees is dat ons 'n groter behoefte aan God het as wat ons meestal self kan besef. En ons besef dit nie omdat ons gedagtes nie daarop rig nie, omdat ons dit nie onthou nie, omdat ons onsself nie voortdurend daaraan herinner nie. Ons eensaamheid dwing ons om hierdie waarheid in herinnering te roep en die beste manier om dit te onthou is om dit hardop te bely. Ons het daarom oor 2 belydenisse gepraat, die geloofsbelydenis van God se teenwoordigheid en die skuldbelydenis oor ons ontstellende gedagtes, die gedagtes wat dikwels in ons kop rondmaal. Ons het nodig om onsself daaraan te herinner dat God baie naby aan ons is, nader as ons klere, nader as ons vel, binne ons, so naby dat hy ons deur en deur ken. En nou wil ek vandag ten slotte vra, waarom sou God met my soveel moeite doen? Waarom sou hy my so goed wou ken? Is hy nie te besig met sy wêreld om nog tyd aan my ook af te staan nie? Hoe kry hy dit reg om miljarde mense so te ken? Die antwoord oor hoe hy dit reg kry is eenvoudig, dat hy so groot is dat niks vir hom onmoontlik is nie. Ons het geen idee van hoe groot en wonderlik God is nie. Hy is altyd meer en groter as wat ons in ons wildste drome dit vir onsself kan voorstel. Ons kan maar net gelowig aanvaar dat dit so is, dat hy so is, dat hy dit met elke mens kan regkry sonder om verward of deurmekaar te raak. Maar hoekom? Dis die groot vraag, die groter vraag. Hoekom sou hierdie groote God hom met mense bemoei? Hoekom sou hy hom met my bemoei? Dit is die vraag met die heerlikste antwoord. Hy bemoei hom met my, omdat hy liefde is, omdat hy my liefhet, omdat hy ons liefhet, weet hy dat ons gedagtes bepaal watter paadjie in die lewe ons gaan kies. Hy weet ook hoe eiewillig ons, dat ons self ons pad wil kies. Hy weet ook dat dit 'n smartelike pad kan wees, om die waarheid te sê, as dit 'n pad is wat ons self gekies het, kan dit nie anders as 'n smartelike pad wees nie. Dit sal soos Psalm 1 waarsku, 'n doodlooppad wees. En hy wil nie hê dat ons daarop beland nie. Hy wil ons graag tot in der ewigheid by hom hou. Hy wil ons op die ewige weg hou. Dit is hoekom ons elke dag moet bid. Here, kyk tog na my. Sien tog die ontstellende goed raak wat in my kop aangaan en lei my om ook so met ander saam te lewe, dat ons mekaar se eensaamheid ligter maak, terwyl U besig is om dit heeltemal weg te neem. Vrede op die pad vorentoe, vriende, en die Here seën vir u. Amen. Kom ons bid saam. Heiland, laat my nooit vergeet dat u alles van my weet. Al is niemand ook by my, sal u, Here, by my bly. Amen.